sien daar kom nog 'n paar voortrekkers die kerk binne. Dis nou eintlik seker agtertrekkers, maar hulle kom dan. Ons gee hulle net kans om in te kom. Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie gelofte versoeningsdiens van 2025. En ek hoop as julle hier uitgaan, sal julle voel julle het julle gelofte aan ons voorouers nagekom, maar julle gaan ook voel julle is nou reg om te veg teen onreg en teen korrupsie en teen al hierdie ander dinge wat nou aangaan. Kom ons word net stil voor die Here. Ons is almal hier saam in die skaduwee van die almagtige God. Hy is die beskikker van ons lewenslot. Hy is die een wat hier saam met ons wil wees deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Hy is die een wat ons duur laat koop. Hy is die een wat ons hele lewenspad saam met ons loop. Hy het saam met ons voorvaders deur verre lande getrek. Dis hy wat ons elke oggend opwek. Genade vir elkeen van julle wat hier is vanoggend. In vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Nou gaan ons nie 'n loflied sing nie. Hierdie is nou nie 'n gewone kerklike liturgie nie. Ek gaan nou vir u verduidelik. Toe die voortrekkers in 1938 oor na KwaZulu-Natal vandag, maar daai tyd was dit nog Natal getrek het hulle nie in die minste verwag. Nie in die minste watter elende op hulle gaan wag nie. Watter swaar kry. Ek sien nou hier is jong kinders. Die een ouetjie, Piet Eys se seentjie, was maar 12 jaar oud, toe hy aan die oorlog deelgeneem, toe hy al 'n voorlaaier in sy hand gehad. Maar hulle is ook wreedaardig vermoor. In die jaar 1838, voordat Bloedrivier plaasgevind het, is daar amper 500 boere en vroue en kinders vermoor, by Bloukrans, Pieter Retief, hulle by Umgungundlovu. So, ons moet weet, toe die boere voorberei het vir hierdie Bloedrivier oorlog teen die Zulus, was hulle benoud. En as jy bang en benoud is, ek weet ek is so, miskien is julle nie so nie, dan dink ek altyd eerste aan my sonde. Dan dink ek, die Here gaan nou dalk nie aan my kant wees nie, want ek het nou hierdie en hierdie ding gedoen wat totaal verkeerd was. En dit is hoekom die voortrekkers ook volgens al die leeswerk, want daar is soveel verskillende weergawe, het die voortrekkers ook 'n benoudheidslied, eintlik 'n gebed gesing vir die Here. En ons gaan nou op die ou voortrekkerwyse, julle sal dit vinnig optel as julle dit nou hoor. Ek gaan net laat Lenet eers een vers speel en dan val ons in by die tweede ene, Lenet asseblief hoor. Dit is Psalm 38, straf tog nie in ongenade.
Voordat ons lees, kom ons bid net saam. Here, 16 Desember, soos eintlik elke dag, is vir ons heilig. Ons wat Afrikaans praat, ons wat die nasate van die voortrekkers is, en selfs hulle wat nie is nie. En daarom vra ons, o Here, u woord gaan nou met ons praat, soos met die voortrekkers in hulle oomblikke van benoudheid. Praat dan met ons, Here. Breek hierdie stukkie woord ook oop, sodat ons dit kan verstaan. Amen. Nou voordat ek dit lees, liewe gemeente en vakansiegangers, in die teologie praat ons baie keer van die Sitz in Leben. Die Sitz in Leben is nou 'n Duitse woord wat beteken jy gaan na daardie mense wat in daardie tyd gelewe het, soos in die Ou Testament nou in hierdie geval. Jy gaan terug na hoe hulle gevoel het en hoe benoud hulle was. Nou wat die voortrekkerleier Sarel Verlee gedoen het, is hy het letterlik daai teks gevat en dit op hulle lewens, op daai oomblik in hulle benoude, in hulle benoudheid, hy het dit op hulle lewe van toepassing gemaak. En dit gaan ek nou aan u voorlees. Joshua hoofstuk 10 vanaf vers 7. Daarop het Joshua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saam. Jy sal sien hoe hy eintlik al besig is om die voortrekkers voor te berei om hulle te prys, die wat aan die slag gaan deelneem. Hy sê hulle is dapper helde, maar hy gebruik sommer die Bybel om hulle is weerbare manskappe. En die Here het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. So hulle was bewus gemaak, net deur hierdie teks, dat die Almagtige met hulle is. Hy gee hulle in hulle hand, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou in stand hou nie. Wat 'n ongelooflike teks om in daai oomblik te gebruik. Toe Joshua hulle skielik oorval, hy het die hele nag deur van Gilgal af, hulle het ook in die hele nag getrek, opgetrek, het die Here hulle in verwarring gebring voor Israel. En hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle agtervolg op pad na die hoogte van Bet-Horon, en hulle verslaan tot by Aseka, en tot by Makeda. NP van Wyk Lou het vir die 1938 het hy 'n hele lang epos geskryf, nie epos nie, epog. En ek het 'n uittreksel gevat uit die epog wat ek nou vir julle wil voorlees. Ek kom om vir 'n volk te pleit wat klein naas al die volke staan, dat hulle naam nie sal verklink en tot die stiltes gans vergaan, maar dat hulle sterk voor God durf kom. Rein is die mens wat suiwer streef en deur hul reg en nageslag in verre eeue nog kan leef. Hulle het aan geen groot daad gedink of roem en rykdom en gesink, eenvoudig, sterwend in die dood soos 'n donker fundamentklip val en nie weet van die suil wat groot hoog oor hom in die son blink. Ek gaan net 'n kort geskiedenis gee. Die slag van Bloedrivier. Ek dink julle kinders leer nog in geskiedenis, nê? Is op 16 Desember 1938 langs die Bloedrivier, die Nkomo rivier was hy. Ek kan nou nie dat geluid van die Zulus maak nie. In die destydse Natal, Suid-Afrika, ek was so 'n paar jaar terug daar geveg. So wat 464 voortrekkers onder leiding van Andries Pretorius het 'n Ossewalaar beskerm teen 10.000
en 15.000 Zulu impies. Die Zulu-krygers onder koning Dingaan se regering is aangevoer deur Dambuza en Nhlela. Dis die kort geskiedenis. My boodskap vanoggend is ons kom vier elke jaar Geloftedag, wat later Versoeningsdag geword het, omdat ons hele landse mense dit vandag vier. Ek het nou terwyl ek kerk toe gery het, meneer Ramaphosa, wat ons president is, gaan ook iewers 'n toespraak hou. Ons kom om weer te dink aan wat daardie tyd, dis nou 187 jaar terug gebeur het. Ons moet weet, soos ek reeds gesê het, dit was 'n afgryslike jaar vir die voortrekkers, vir al die wat Natal toe getrek het. Soveel so, dat toe hulle by Bloedrivier aangekom het, hulle leierloos was, né? Hulle het regtig waar al hulle leiers verloor. Piet Eys is geskiet, Piet Retief is geskiet. Hulle het toevallig die lyke, die Zulus het die lyke op 'n kop daar buitekant Umgungundlovu gaan neergooi, sodat die aasvoëls die lyke van die boere kan eet. Maar wat toe gebeur het is, hulle het toe die pamflet of die dokument wat onderteken is deur Piet Retief en Dingaan, het hulle in 'n leertassie van Piet Retief gevind wat nog daar gelê het. So die verdag wat hy aangegaan het met Dingaan was daar. Dis geteken. Hy het op 'n eerlike manier probeer grond bekom. Oor die 450 boere, kinders en vrouens het daardie jaar doodgegaan. Hoe 'n verskriklike ramp vir maar 'n eintlike klein groepie trekkers. Nou moet julle indink, liewe broers en susters, hoe bang, hoe afgryslik bang daai mense moes wees, want hulle het inligting gekry dat die Zulus kom. En nie net 'n paar Zulus nie, die Zulus kom in hulle duisende. Hoe beangs moet jy weet, want jy staar eintlik die dood in die gesig. En nou gaan ek 'n SWOT-analise doen wat vir u sal sê wat ons sterkpunte en swakpunte was. Die boere, hulle het eerstens vernuf gehad. Nou met vernuf bedoel ek het nou gelees, hulle het met buskruit gewerk. Elke boer wat geskiet het, het 4 voorlaaiers gehad. So hy het hom die voorlaaiers was so langs hom gepak en dan het hulle buskruit met skaapdarm gestop. So al daai ammunisie en goed was reg, hulle was voorberei. En glo vir my, die Engelse sal dit ook vir julle vertel, daai boere was vernuftig. Hulle was begaafd in die gebruik van hierdie wapens. En dan was hulle strategie net eenvoudig baie beter as Dingaan se. Dingaan was eintlik so egosentries en bygelowig dat hy sy impies honderde kilometers na Bloedrivier toe gestuur het van Umgungundlovu af, sonder om vir hulle voorsiening te maak. Hulle het daar aangekom, die Zulus. Toe was hulle so honger, hulle wou nie eers dink aan beklei nie. Hulle kon omtrent niks doen nie, want hulle het niks energie gehad. En dan natuurlik die strategie wat hulle gebruik het, om die laar te trek, om van die natuur gebruik te maak, die riviere en die dongas, om dat die Zulus nou nie van agterkant of deur die rivier kan kom nie, maar net van voor daar waar die ossewaans getrek was. Die ongelooflike goeie strategie. En dan natuurlik hulle geloof. Dit was op die ou einde wat hulle deurgetrek het. Hulle was nie altyd so gelowig nie, die boere was stout baie keer. Hulle het baie keer droog gemaak.
Maar as hulle besef, hulle is in totale benoudheid, dan het hulle na die Here toe gegaan. Amper die Israeliete het maar dieselfde gedoen. En dan het hulle voor die Here gekniel en hulle self verootmoedig. En dan het hulle ook in hulle koppe geweet, hulle het geweet, die Here gaan kyk na ons. Die Here gaan waak oor ons. Die Here gaan vir ons krag gee en hy gaan vir ons sterkte gee. En ek het gesê die leiers was almal uitgemoor. Toe stuur hulle van die suide af 'n puikleier, soos Andries Pretorius. Toe stuur hulle van die suide af 'n geestelike leier, 'n sterk geestelike leier, soos Sarel Viljoen. En dit is wat die sterkpunte was van die voortrekker. Hulle swakpunte was natuurlik hulle getalle. Hulle was 464. En dis nou almal ingesluit, mans, vrouens, kinders. So die kleintjies moes ook maar geveg het. Ek bedoel, as jy 464 teen 10.000, kom ons sê nou op die minste 10.000 mense sit, dan gaan jy bang wees. So hulle onkunde. Hulle het nie daai wêreld geken nie. Hulle het getrek so toe om 'n nuwe republiek, die Republiek van Natalia, te stig. So hulle het nie die natuur geken nie, hulle het nie geweet wat 'n plante, wat 'n slange, wat 'n diere daar is nie. En dan natuurlik uitputting. Mense, ek ry nou die dag Natal toe, na my mense toe, met my Kia Soul. En as ek by sê Beaufort Wes kom, is ek so moeg ek moet gaan slaap. Hierdie mense het met ossewaans getrek. Oor van Renenspas, sonder dat daar 'n pas is. So ons kan aanvaar hierdie boere wat 'n jaar lank so ongelooflike teleurstelling gehad het. Hierdie boere, en hulle vrouens en kinders was uitgeput. Hulle was geestelik uitgemergel. Kom ons dink aan die geleenthede. Hierdie is vir my van die wonderwerke wat ek raak gelees het. Die weer, dit was daardie nag baie mistig. By 'n rivier loop in 'n vlakte is dit mos gewoonlik so mistig. As jy hier van Caledon af ry Swellendam toe, dan in die oggende dan lê die mis so. So dit was baie mistig. En toe die oorlog plaasvind, toe die slag van Bloedrivier plaasvind, toe is dit 'n helder nag. Toe kon die boere duidelik sien waar om te skiet en wie om te skiet. En dit is hoekom dit goed gegaan het. Die weer was goed, die omgewing, soos ek reeds gesê het, van die dongas en die riviere was goed. En die Zulus was bygelowig. Hulle was swak voorberei. Hulle strategie, soos ek gesê het, Dingaan het nie eers vir hulle kos gegee nie. En dan die bedreigings, sal julle sien, die getalle, die vrees, die onsekerheid, dit gaan maar baie saam met die swakpunte. Ons vandag besef nie, en baie van julle wat nou hier sit, ek dink nou daar is definitief botmas gewees. Baie van julle wat hier sit, se voorouers was heel moontlik voortrekkers van die kerks. Ek het nou 'n hele klompie van die lyste gesien van die mense wat daar was. En dis ongelooflik hoe baie vanne ooreenstem met ons vanne vandag. Daar was nie Herselmans nie, ek dink hulle was bietjie lafhartig geweest, maar die ander, daar was baie van die ander. Ek is seker as julle vir my julle van Avenant was daar byvoorbeeld ook, terwyl ek nou vervoors. Liewe gemeente, ons is ook nie net met gelofte dag besig nie. Ons is ook met versoeningsdag besig. Ons veg nie meer fisies teen 'n Zulu volk nie. Alhoewel baie keer is daar van die ouens wat nou in die parlement sit wat maar ons kan maar teen hulle ook beklei want hulle het die eienskappe. Daar's 'n nuwe bloedrivier in Suid-Afrika vandag. 'n Totaal nuwe een. Julle sal sien daar binne het ek nou die nuwe Suid-Afrikaanse vlag met die hande wat vat, met die hande van eenheid, van versoening,
wat aan mekaar vashou. Ons sit in die binnekant van hierdie laag. Dit is die mense wat eerlik is, wat opreg is, wat glo in hulle God, wat glo in hulle Bybel, maar nie 'n veroordelende, fundamentalistiese tipe godsdienst nie. Mense wat glo, God is liefde, God is ons krag, God is dit wat ons dryf, en daarom is ons eerlik, ons is nie korrup nie. Daarom is ons nie gewelddadig nie. Daarom bou ons op en breek nie af nie. Daarom haat ons nie, maar hê lief. Dis ons nuwe wapenrusting, ons nuwe voorlaaiers en ons nuwe sannas, is liefde, verdraagsaamheid. Dis die wapens waarmee ons hierdie nuwe geestelike oorlog veg, die geestelike bloedrivier, die geestelike geveg teen die magte van Satan. Eerste ene is korrupsie. Mense, ons wil nie weet hoeveel geld sedert 2008, hierdie is nie 'n politieke toespraak nie, dis die wapenrusting van God help ons om mense eerlik te hou. As ons met Christelike waardes en norme die nuwe Suid-Afrika binne gegaan het ons nie hierdie probleme gehad nie, want ons gees is gebou om eerlik te wees. Die kinders met die gees van God in hulle is gebou om eerlik te wees. Die korrupsie was so erg, as 'n mens buite rekening laat dat nou baie mense onwettig oor die grense gekom het, dat ons vir elke Suid-Afrikaner, maak nie saak watter ras of kleur of taal jy is nie, vir elke Suid-Afrikaner kon 'n redelike, nie honger lewe gelei het, met die gelde wat ingekom het van die fiskus af, maar wat toe ongelukkig na oneerlike kanale toe gegaan het. Dis 'n oorlog. Ons lê met ons voorlaaier van eerlikheid en ons laai hom en ons skiet die wat korrup is. Ek praat nou in 'n geestelike term, ek sê nie ons moet hulle doodskiet nie, maar ons moet veg. Dis ons nuwe geveg, maar ons sal almal saam moet veg. Ons is nie meer net die boerevolk. Ons is al die mense wat onder die beheer van God, wat gedring word deur hom om reg te doen, dit te doen wat reg is. Die tweede ene is leenagtigheid. Ek kan deesdae nie meer agterkom, as ek nou byvoorbeeld Facebook of die internet of selfs die nuus lees of luister, kan ek nie meer agterkom wat is waar en wat is vals nie. Jy kry inligting en dan dink jy, ja, dis erg. En dan gaan jy later, dan sien jy nee, maar dit was nou sommer iemand wat gelieg het. Ons moet, ten spyte van die feit dat jy baie klappe en baie seer kry, as jy by die waarheid hou, is dit ongelooflik belangrik dat kinders van God waaragtig sal wees. Selfs in ons godsdienstbeoefening sluip daar baie leenagtigheid in. Ons moet pasop dat ons godsdienst nie ook verrot raak, sodat ons later die duiwelse werk doen, eerder as die Here se werk nie. Maar leenagtigheid is 'n hengse vyand wat ons moet beklei. Die volgende een is die nuwe wêreldorde. Mense, hierdie is nie 'n politieke, dit is wat ek waarneem. Maar ons het nie regtig meer leiers wat baie integriteit het nie. As ek so in die wêreld rondkyk, dit sukkel maar met die leierskap. Ek vind wêreldleiers is deesdae bloeddorstig, oneerlik en ek praat nie nou net van buitelands nie, binnelands ook. Die wêreldorde is besig om verstuur te raak. Mense wat magsugtig is, neem oor en moor en vat vir hulle. En die arme kleiner nasies word net al hoe meer bedreig. Ek wil nie weet wat met ons land gaan gebeur as daar nou 'n oorlog moet kom nie. Maar die nuwe wêreldorde is nie ons vriend nie. Want dit is nie meer gebaseer op gesonde geestelike waardes nie.
Dis nie meer gebaseer op 'n goeie morele grein nie. Alles gaan op hebsug, selfsug, grypsug. Elke nasie wil die beste vir homself hê. Daar word nie meer uitgereik na die armes nie. Daar word nie meer hande gevat nie. Of althans, so voel dit vir my. Jy kan vir my sê, nee, Dominee, ons verskil van jou. Die volgende ene, en so ek kan deur baie die massamedia wat saam met die leenagtigheid gaan. Die massamedia kan jy glad omtrent nie meer vertrou nie. Hulle versprei leuns ten voordele van die ou wat hulle ondersteun. Dit gaan nie meer oor waaragtigheid nie. Jy en ek is met die Gees van God vervul. Die Bybel leer ons wat waar is en wat vals is. Die Bybel leer ons hoe God daardie ou wat vals was, selfs koning Dawid, sy geliefde kind, gestraf het. Hy leer vir ons wat reg en verkeerd is. Ek en jy as Christen moet die manne moed of die vroue moet hê om beide te staan. Dan is daar ook die valse profete, mense soos ek gesê het, ons eie Christelike geloof word deesdae deurdring van valse profete. Wat allerhande tierlantynkies het en doem oor jou sproei en allerhande tipe genesings doen en mense uit die dood laat opstaan. Die Christelike geloof is geïnfiltreer deur oneerlikheid en kulkens en boosheid. Dis tyd dat die ware profete weer opstaan. Ons is deesdae te bang om te praat, want jy doen 'n eierdans, want jy weet nou nie wie jy nou in die gesig gaan vat nie. Jy weet nou nie wie gaan dink jy's van die waar af nie. Maar dis tyd dat die ware profete weer opstaan en die volk lei. Dis 'n deel van die ouens wat buite die laar is. Kom ons kyk verder. Ons aarde is broos. Plastiek is besig om ons oseane seer te maak, ook in die suidelike deel van die hemisfeer. Die suidelike hemisfeer is besig om verskriklik baie, omdat ons van die armer lande is, van die gemors van die wêreld op te neem. Plastiek is besig om 25%, het ek eergister gelees, van ons spesies uit te roei. Dit wil sê 1/4 van die spesies wat in ons suidelike halfrond is, gaan nie meer daar wees oor 'n paar jaar nie. Omdat ons nie sorg vir moeder aarde nie, omdat ons haar nie koester nie. Vir my is dit so mooi hier in Franskraal en ek het by die kelders in Gansbaai ook gesien hoe mense gaan en hulle gemaak hulle omgewing skoon. Hulle gaan tel al hierdie vuil papiere op en probeer help om vir moeder aarde te sorg. Ek dink dit is die laaste ene, ek het nou nie my ongeloof. Ja, liewe lidmate, ek vind dit selfs by dominees, wat al hoe meer ongelowig, wat glo, hulle het nou die waarheid ontdek, en dan blaker hulle ongeloof blaatant uit, met trots. Dit word, lyk my, deesdae in die akademie ook, word dit 'n nuwe ding, dat as jy nou sê, jy is ongelowig of 'n ateïs, dan is dit die beste ding wat jy kan doen. Dis amper of dit 'n regmerkie kry by 'n aanstelling. Daarmee sê ek nie, ons moet fundamentalisties wees nie. Liewe gemeente, die Here dryf ons deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees gee ons die krag om goed te doen. Op moeder aarde, ten opsigte van ons medemens, ten opsigte van ons diere, ten opsigte van ons plante en die dinge, die atmosfeer. As ons nie hierdie strukture kan sien nie, as ons nie verwonderd kan raak oor die skepping nie,
dan gaan hierdie ongeloof maak dat ons dit nie waardeer nie en op die ou einde vernietig ons dit. Dis ons nuwe oorlog. Ons oorlog is teen al hierdie dinge wat voor ons gebeur. Ons staan met ons voorlaaiers van 'n vaste geloof, van waaragtige evangelie, van waaragtigheid, van om orde te handhaaf ten spyte van die feit dat daar nie goeie orde is nie. Om sterk leierskap te hê omdat ons 'n Christelike basis het waar volgens ons leiers kan oplei. En om vir ons lieflike moeder aarde te sorg. Om lief te wees vir haar. Karel Barth, die teoloog, het gesê, jy moet selfs daai ou springkantjie wat oor die pad loop en wat iemand anders dalk met 'n kar gaan plat trap, jy moet hom gaan optel en langs die pad sit. Die boere van die Noord-Kaap sal nou nie saam met my stem oor daai ene. Ons nuwe bloedrivier is teen die magte, teen die bose magte daar buite. En dikwels word ons soos die voortrekkers bang. Ons kry swaar. Ons word gemoor. Ons word armer. Maar soos die voortrekkers 187 jaar gelede weet ons daar's 'n mag, 'n almagtige God. En daai God werk in ons om liefde te betoon, om te sorg, om uit te reik, om te gee. Mag God jou vandag oortuig. Deur geloftedag. Mag ons met die gelofte wat ons nou nog gaan aflê, 'n nuwe gees uitdra in hierdie wêreld. Mag jy individueel, noem jou naam so in jou kop en sê, ek gaan 'n verandering maak in hierdie wêreld, soos wat die Here my lei. Amen. Hemelse Here, ons loof U. Ons kom dankie sê en ons kom dink aan ons benoude, baie beangste voorvaders wat 187 jaar terug in doodsbenoudheid na U geroep het en dat U die weer en die omstandighede so gedraai het dat hulle die oorwinning teen 10.000 kon behaal. Maar die Here, Heilige God, dit voel vandag vir ons of daar 'n absolute oormag is wat ons bedreig. Gees van God, asseblief, maak nou vanoggend op hierdie geloftedag dit in ons harte en siele wakker, dat U is die God. Here, U is die kragtige God wat in ons werk. Maak dit, o Gees, nou weer in ons wakker. Dat ons kan weet, ten spyte van alles, is U in beheer. Ten spyte daarvan alles, is ons aangestel om namens U te regeer, en sal ons waarheid sprei, en sal ons liefde sprei, en sal ons oral 'n verskil maak tot die positiewe kant van die lewe. Werk in ons vanoggend, o Gees van God, en maak ons bewus van ons eie belangrike rol in die hernuwing van die skepping. Laat ons die oorlog met oorgawe veg. Amen. Ons gaan nou die lied, die Psalm 146, dit is nou 'n pryslied wat Tosius bereim het met die Halleluja koortjie aan die einde. Dis ook 'n voortrekkerlied.
nou saam die gelofte opsê, hou maar by die kommas, dan sal ons daarom seker dit saam kan opsê. Dit is 'n belofte wat die gelofte wat ek aangepas het vir ons wat vandag nou dit moet aflê. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om die gelofte wat ons aan hom en ons voorvaders gedoen het, na te kom. Hy het hulle beskerm. Hy het die vyand in hulle hand gegee. Daarom bring ons vandag op hierdie datum, elke jaar as 'n Sabbat, werk nie die skerm nie. Werk nou. Kom ons doen dit weer van voor af. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om die gelofte wat ons aan hom gedoen het, na te kom. Hy het hulle beskerm. Hy het die vyand in hulle hand gegee. Daarom bring ons vandag op hierdie datum, elke jaar as 'n Sabbat, 'n dankdag soos 'n Sabbat deur. Ons het huise tot sy eer opgerig, oral waar dit hom behaag. Ons sal ook aan ons kinders sê, dat hulle daarin moet deel hê, tot nageslag, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Die Here sal elkeen van julle seën. Hy sal vir julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn, en sy vrede sal in julle harte woon. Amen. Ek het vergeet om te sê, daar is blykbaar 'n kollekte by die deure, hoor. Ekskuus net, nou kan ons die seën doen. Die Here seën geseënde geloftedag.